die tijd moest je al geplant hebben. Als je zo aanhoudt, zie je nooit klaar krijgen. Als die zon zakt, gaan zorg eerst voor je lamkoei voor je melk. Ja, pa. Dan maak je die roem recht voor die statie en gooi die zaad in die plant. Ja. Wat? Heb hem! Op! Blom. Dat gaat nog voor jou voor vandaag. Klaar. Ja, klaar. Klaar, hier genoeg uit. Jij lijkt moe, mijn kind. Dat is die roem recht. Nog niet, vader. Ik zit net naar je te doen. Nou doen de daden. Koos, je kan gerust dat die kind zo een beetje rust. Zorg voor die zwaklammertjes en die wannes. Die het ook nog niet die tip recht gemaakt. Ik heb je dikwijls genoeg gezegd. Ja, pa. Koos, jij kan gerust die kind zo een beetje helpen. Toen ik zei hoe erom was, het mij pa mij nooit geld niet. Jij geeft net jou dag instructies. En jij denkt nooit daaraan of het menselijk mogelijk is voor die kind om al die werk te kan doen. Elke dag van voor zon op tot na zon onder moet hij werken. Maar geloof mij vrij, dat zal niet zo aangaan nie. Onthou, hij is jouw kind. En ik weet wat voor hem goed is. Jij denkt jij weet. Gemeen. Niet eers jouw eigen kind kan hierdie aanhoudende geboelie verdraan nie. Er is niks met jou te doen. Ik heb hem met die school uitgeneem na hij sy tijd en mij geld lang genoeg gemors het. En als ik dit eerder gedaan heb, zou je nu jullie bij jou aangeloop gekomen het met ideeën om die boerderij. En jullie denken dat jullie mijn methodes van boerderij discussiëren maar nou inkrijgen. Maar ons praat nooit oor jou manier van boer nie. Die kind smag na geselskap. En as jy so nou en dan 'n bietjie met hom wil gesels, sal hy nie voel dat hy net 'n slaaf is nie. Dit sal hom ten minste aanmoedig. En alle aanmoediging wat ik ooit gekry was iets van Bok. En moenie jy enige idees in sy kop probeer sit. Bemoei jou met jou eie sake en laat hom aan my oor.
Dankie, ma. Kijk, je ma is niet om water achter je aan te draaien. Ja, pa. Daar was meer mense by hierdie nagmaal as laaste keer. Die koffie sal nou klaar wees. Wat me keer, my kind? Wil jy nie koffie hê nie? Wat me keer, my seun? Voel jy siek? Is jy dood? Kan jy nie hoor jou ma praat met jou nie? Hulle het vir my gelag. Hulle het vir my gelag. Wie het vir jou gelag? Die mense by die kafee. Watter mense? En waarom sou hulle vir jou lag? Vrou dat die kind ook zat. Hy is mal. Hulle het gelag vir my klere. Kyk my klere, ma. Pa gee nie om wat ek dra nie. Solank as ek maar net klere aan het. My klere pas my nie. My skoene is of ver te groot of ek moet hulle rek met milies. Vir dieselfde prys kan mens klere koop wat pas. Maar pa hou daarvan dat ek 'n gek van myself moet maak. Pa hou daarvan dat ek van pa afhanklik moet wees. Pa koop my klere, pa sê hoe ek moet werk. Alles wat ek doen moet wees net soos pa dit wil hê. Kyk, ek het nou genoeg gehoor. En ek kon nie eens 'n koppie koffie gaan drink nie, want ek het nie 'n penny in my sak nie. Die ander kerels kan nooit trakteer, maar ek moet net staan en kyk. Wees ek jou luister? Asseblief. Pa kan daardie ding maar neersit. Ek is nie meer 'n kind nie.
Pa, vandat ek uit die skool het, is werk ek al op hierdie plaas. En ek het niks om daarvoor te wees nie. Ek is al 'n opgegroeide man en ek kan nie eens 'n koppie koffie koop as ek in die dorp is nie. Of af en toe iemand trakteer nie. Nooit eens trakteer. So dis wat het is. Jy wil geld hê om jou eie ondergang te bespoedig. Nee, pa, dis nie dit nie. Jy het self so gesê. Dis net dat ek ook graag iets wil besit. Iets wat ek my eie kan doen. En alle jare het pa my nog nie 'n tikkie gegee nie. Al wat ek kry is werk, werk en nog werk. Selfs die osse geniet son onder hulle vryheid, maar my werk kry nooit eind nie. Wel, dit kan nie so aangaan nie. Ek gaan weg. Moenie vir hom luister nie, Koos. Hy weet nie wat hy sê nie. Dis die waarheid, ma. Dis skandelik die manier waarop pa my behandel. Jan, moenie met jou pa so praat nie. Jy kan nie weggaan nie. Jou plek is hier op die plaas by ons. En jou pa weet wat beste is. Nee, ma, pa weet nie wat die beste is. Dis swaar vir pa om te verstaan dat enige mens daardie gevrekte plaas wil verlaat. Pa dink daardie mislike pa môre is die hemel. En dat ek niks anders in my lewe sou wil doen as om daar te bly en te werk soos 'n esel. Maar ek is siek en sat daarvan. Ek is al jare siek en sat daarvan. En dit is net vir ma so onwil dat ek nie al lankal daarteen geskop het nie. Net omdat pa dit lief het, neem pa aan dat ek ook so voel. Maar my kind, jy het groot geword op die plaas. En dis al wat jy ken. Jy kan nie weggaan nie. Jy's nie opgelei vir iets anders nie. En jy's so 'n goeie boer. Ek kon wees, ma. Maar daar is ek net 'n kneg. 'n Onbetaalde kaffer. Pa wil nooit na enige van my idees luister nie. Dis net doen dit en doen dat en ek is sat daarvan. Ek haat die plaas. Pa het my dit maak haat. Ek haat elke duim van die verdomde grond. Ek is sat van sweet en swoeg in die son sonder die minste dank daarvoor. Ek gaan trap. Koos, moenie hom antwoord nie. Die kind is van sy verstand af. Moenie Koos asseblief. Hoe durf jy? Hoe durf jy sulke dinge sê van die plaas? My plaas. Die plaas waar jy gebore is. Koos, moenie nie asseblief. Ja, trap. Jy is geen kind van my nie. Wat na die duivel as jy wil. Maar moenie laat ek jou môre weer op die plaas kry nie of ek smyt jou uit. Stil, vrou. Dit het jy nou van idees in sy kop te sit. Dit kom van dinge met hom te bespreek. Laat hom gaan. Laat hom gaan honger ly. Maar jy trap vanaf. En jy kom nie weer terug nie. Jy waag nie om terug te kom. So waar is waaragtig, ek skiet jou. Koos, waar gaan jy? Ek gaan inspan, vrou. Inspan. Sal jy nie liewer jou woorde terugtrek nie? Jy moes nie daardie dinge van die plaas gesê het nie. Wat jou pa gesê het, dat hy gesê toe hy kwaad was. Maar môre sal alles weer reg wees. Nee, dit sal nie, ma. Ma ken vir pa en ek het besluit. Maar waartoe sal jy gaan, my kind? Ek sal ergens gaan, ma. Maar jy het nie geld nie. Waarvan gaan jy lewe? Ek sal werk kry in die stad. Neem dit, my kind. Dit mag jou miskien 'n bietjie help. Dankie, ma. Pas jou op, my kind. En sorg dat jou bors altyd goed toe is.
Dag, pa. Dag, pa. Maar jy lyk mos fit. Het jy geluk gehad vandag? Selfde ou storie. Ek het goeie nuus vir jou. Onthou jy daar die man van die firma net hier onder in die straat? Die een wat altyd sy sigarette hier koop. O, ja. Wel, ek het vandag met hom gepraat en hy het gesê jy kan hom kom sien. Ek het hom vertel jy het 'n deeglike kennis van boerdery. Wat? Ek wil niks te doen hê met boerdery nie. Dis nie boerdery nie. Dis die verkoop van plaasgereedskap. Dit klink beter. Wanneer kan ek hom sien? Dadelik as jy wil. Dis baie naby. Ek sal sommer nou gaan. Weet jy? Ek kom nou, Sien ek jou vanaand? as jy wil. Natuurlijk wil ek. Selfde tyd? Ja. Totsiens. Wat lol jy so baie met hom? Eet niks. Meisie soos jy kan vir haar iets goeds uitslaan. Jy kan iemand kry wat vir jou alles kan gee. En jy mors jou tyd met 'n man wat niks het nie. Hy's alles. Alles wat ek wil hê. Hy's 'n boer. Wel, Vermaas, jy is nog jonk. En daar's 'n baie goeie toekoms vir 'n hardwerkende man. Ek sal hard werk, meneer. Dis die gees. Jy begin môre. Baie dankie. Jy moenie vir my bedank nie. Jy kan liewer vir Betty bedank. Ek sal. Totsiens. Dankie. Dag, meneer.
Meneer, op 'n lang somersdag kan 'n mens met 'n goeie span osse 'n morgen 'n half omploeg. Met hierdie trekker kan jy 3 maal soveel doen. Met ander woorde, hy staan gelyk aan 3 spanne osse. En onthou, as hierdie os uitspan, dan vreet hy nie. Buurman, dit lyk of hierdie jong kerel weet wat hy van praat. Ja, buurman, vir my lyk dit ook so. Ek behoort te weet. Ek het al my hele lewe lank geboer. Kyk nou mooi. Wel, het is nog 'n dag verby. Het jy 'n goeie dag gehad? Nogal. Beter as wat ek verwag het. Dit was seker heerlik vir jou om weer oor boerdery te praat. Ja, dit was. Maar ons het nooit al hierdie moderne gereedskap op die plaas gehad nie. Dink net hoe wonderlik dit sou gewees het vir jou om al hierdie gereedskap op jou pa se plaas te hê. Toe maar, eendag kan jy teruggaan en al die nuwe metodes toepas. Maar my pa glo in niks moderns nie. Hy wil nie eens 'n telefoon op die plaas hê nie. Nee, Betty. Ek gaan 'n sukses maak van my werk hier. Betty, ek het maar net my voet op die eerste sport van die leer. Is jy seker dat jy nog met my wil trou? Ek wil met jou trou van die dag wat ons ontmoet het. Ek weet jy gaan suksesvol wees. Asseblief, Betty, trou die man. Ek wil gaan slaap. Ek glo nie ek sou dit ooit alleen kon reggekry het nie. Jan, jy moet in jouself glo. Dan sal jy enigiets bereik. Meneer kan hier sommer baie lande maak. Maar om my ekstra lande te bewerk en die oes betyds in te kry van meneer 'n groter ploeg en 'n trekker nodig het. Die besparing van tyd is 'n groot faktor as 'n mens sulke groot lande wil bewerk. Ja. Ek sal eers daaroor moet slaap. Dan kan jy my weer kom sien so oor 'n week of 2, né? Dankie, ek sal so binne 2 weke weer in hierdie distrik wees. Kyk wat ons hier swaai. Wat oom nodig het, is 'n pomp soos hierdie een. Oom kan hom net daar opstel. Pomp die water na 'n dam daar in die rand en die hele wêreld daar kan gedurig onder besproeiing wees. Kom stap bietjie soontoe. Net omtrent hier is 'n ideale plek vir die dam. Dit lyk miskien vir oom 'n bietjie hoog, maar ek kan oom verseker dat die stootkrag agter hierdie pomp hom in 'n paar ure sal volmaak. En van hier af kan oom die hele lap grond onder water kry. Ja, nee. Dit klink nogal 'n goeie plan. Ek was gelukkig om 'n vrou soos jy te kry. O, ek weet nie. Dalk was ek die gelukkige een. Nee, regtig, dat ander mans wat jou so baie meer kon gee. Miskien. Maar hulle kom net een ding kort. Wat is dit? Hulle is nie boere nie. Ek glo nie jy sal rus voordat jy 'n boer van my gemaak het nie. Ek hoef nie. Jy is een. Dit is dan wonderlik om te dink dat ons nou altyd by mekaar kan wees, nee. Koos, dink net, ek het vandag 'n brief van ons seun gekry.
Jou seun miskien. Hy sê hy het 'n goeie werk gekry. En hy's getroud. Sy het ook op 'n plaas groot geword. Hy sê sy's 'n regte boerenooi. Ek is glad nie geïnteresseerd nie. Maar my man, Ek sê vir jou, ek is nie geïnteresseerd nie. En ek wil geen woord verder daarvan hoor. Waar is my koffie? Koos, onthou hy is ons enigste. En jy kan nie so aangaan met werk nie. Jy's nie meer so jonk nie. As jy my 'n paar meer kinders gegee het, sou ek nie nou so moes sukkel nie. O, skit. Geen kind van my sou die stap verkies nie. Koos, miskien as jy vir hom skrywe sal... Mocht my hand liever afval. Lyk jy so bedruk? Ek hou nie daarvan om jou in hierdie stemming te sien nie, Betty. Dit laat my ook bedruk voel. Wat is dit? Ek is jammer. Maar ek kan dit nie help nie. Ek voel so ingehok. Daardie geboue en hierdie mure. Jan, kan ek nie weer gaan werk nie? Dit sal my besig hou en ek sal nie so baie tyd hê om te verlang nie. Verlang waarvoor? Vir die oop veld. Vir die ruimte met al sy goedheid en vryheid en... Wat is dit, Jan? Dit is my ma. Sy is siek. Sy is al 'n hele ruk in die bed. Jan, hulle is alleen. Hulle moet iemand hê om haar te versorg. As sy siek in die bed is, wie gaan haar verpleeg? Sal jy baie eensaam hier wees as ek gaan? Ek hoef nie lank te bly nie. Moenie vergeet nie, jy is my vrou en ons moet rekening hou met my pa. Maar my skat, jou ma is siek. Sy moet versorging hê en ek kan dit doen. Ag Jan, ek wil haar so graag ontmoet. En buitendien, ek sterf om weer die plaaslewe te proe. Dit sal my die wêreld so goed doen. Sal jy dikwels skrywe? Elke dag. En as julle wil, sal ek vir julle kom help. Ek het nooit ouers gehad nie en het as weeskind op 'n plaas groot geword. Ek het verlang vreeslik om weer op 'n plaas te wees. Ek weet ek gaan julle liefkry, want julle is Jan se ouers. En ek hoop julle gaan van my hou. U liefhebbende dogter, Betty. Ek dink dit
gaan nogal help. Ek is seker dit sal, Koos. Ons moet dadelik vir haar telegrafeer. Ek is nou terug. Goed, moenie lang weg bly nie. Dag, ma. Dag, my kind. Wag. Laat ek eers sien hoe jy lyk. En om te dink dat ek nou 'n dogter het. My kind, jy's baie welkom. Dankie, ma. Kom sit hier by my. Wag. Laat ek goed na jou kyk. Ja, Jan het goed gekies. En hoe gaan dit met my seun? Hy is baie gesond en baie besig. Oeh. En hy het my gevra om vir ma die te gee. Ek verlang so baie na hom. As ek hom maar net kon ompraat om terug te kom. Ek probeer al lank om hom om te praat. En ek sal nie ingee voor ek dit reg gekry het nie. Ek is so bly dat hy vir jou het om hom op te pas. Sy plek is hier op die plaas. Die stadslewe kan nie vir hom goed wees nie. Koos, ons het 'n dogter gekry. Betty, as weeskind het jy nooit werklik 'n ouerhuis geken nie. Maar jy's nie meer 'n weeskind nie. Ons wil hê jy moet hier die huis jou ouerhuis maak. Nie waar nie, Koos? Ja, sy lyk nogal fliks en sterk. Ons het vir jou Jan se kamer gegee. Dis die eerste een wat van die eetkamer af lei. Dankie, moeder. Koos. Ons moet vir haar goed wees. Ek weet ek sal nou sommer gou weer gesond wees. En dan kan sy teruggaan. Miskien kan sy ons seun ompraat om huis toe te kom. Môre, Nick. Môre. En toe, eindelijk krijg je het recht om weg te komen plaats toe. Ja, het is al 'n hele ruk weg. En sy geniet elke oomblik. Dit kan ek glo. Daar is nou vir jou 'n opregte boerenooi. Jy is nogal handig met daardie goed.
Ja, ek moes dit ook in die stad leer. Skande dat 'n meisie soos jy 'n kafeebediende moet word. Nadat my peetouers hulle plaas verloor het, moet ek gaan werk soek. Enige werk. En om kafeebediende te wees het sy voordeel. Dis hoe ek Jan ontmoet het. Jy sê hy het goeie werk. Ja, maar hy hou nie daarvan nie. Hy maak of hy daarvan hou, maar ek ken hom. En ek weet dat hy nie regtig gelukkig is in sy werk nie. Of probeer hy dit voorgee. Hy sal nie ver vorder daar nie. Hy het nie die brein vir besigheid nie. Hy kan net boer. Hy was 'n goeie boer. Ek dink om vandag suksesvol te boer het 'n mens meer brein nodig. Ek is seker as my peetvader meer gehad het, sou hy vandag nog sy plaas besit het. Ek wonder hoekom mense altyd dink 'n boer moet dom wees. As 'n boer 3 seuns het, word die een wat die slimste is op skool gewoonlik 'n onderwyser. Die tweede slimste word 'n dominee. En die derde een wat die domste is, bly by die huis en word 'n boer. Ek dink dit moet net andersom wees. Jan was 'n goeie boer, omdat hy intelligent is. Wag maar, ek sal hom nog ompraat om terug te kom. Solank hy werk in die stad het, sal hy nooit terugkom nie. Die werk hier op die plaas is te swaar vir hom. Maar hy sal nooit gelukkig wees in die stad nie. Hy is soveel jare al 'n boer. Die plaaslewe is in hom ingebore en hy het al deel van die grond geword. Hy sal altyd verlang om terug te wees. Dikwels wens ek dat ek hom ontmoet het voordat hy hier weg is. Ons eensaamheid in die stad het ons by mekaar gebring. En hier sou hy my miskien nie wou gehad het nie. Jou nie wou gehad het nie. Ek sou daarvoor gesorg het. Jou ma se kos word koop. Ja, pa. O, ekskuus, dokter. Waarom so haastig, Betty? Ek wou net 'n storm verhoed. Gaan we kind daar, Koos. Ja, sy is baie energiek. Werklik waar. Maar Koos, sy kan nie langer hier bly nie. Hoe nou? Jy weet hoe dit is. Sulke tye wil 'n vrou graag by haar man wees. Natuurlik sal sy jou dan niks van vertel nie, Koos. Maar ons dokters het die gewoonte om goeie sowel as slegte nuus te kry. Dis snakies, Koos, ek het goeie nuus vir jou. Jou vrou kan môre opstaan. Dis omtrent tyd. En om te dink dat as Betty se kind 'n seun is, gee hom hoogstwaarskynlik jou naam. Wel, en wat is verkeerd met my naam? Niks, Koos, niks. Totsiens. Totsiens. As jy miskien by die leibrans aanry, sê groete. Goed, ek sal, Koos. Ja, dokter. Ek is werklik bly om te verneem dat Tante Vermaas nou weer beter is. Maar hulle kan nie so aangaan. Oom Koos kan onmoontlik al die werk doen. Dit beteken sy moet hom help. Maar hy is koppig. Dit lyk vir my hy wil nou sy seun wys dat hy sonder hom kan klaarkom. Ja, dit is jammer, meneer Leibrand. Kyk na sy plaas. Voorheen die trots van die hele distrik. Nou ja, ek moet ry. Ek sal daardie seun van hom nooit verstaan. Vir jare lank het hulle suksesvol saamgeboer. Nou verkies hy die stadslewe, terwyl die ou mense alleen moet aansippel. Wel, ek het vanmôre voorgestel dat hy sy seun moet nader. En ou Koos was net lelik omgekrap. Nou ja, totsiens, meneer Leibrand. Totsiens, dokter. Ry maar lekker, hoor. Dankie vir die besoekie. Ek het gedink jy kom nooit weer terug nie. Maar wou nie gehad het ek moet terugkom nie. Maar nou is sy weer heeltemal gesond. O Jan, sy was so goed vir my. En pa ook. So, nou is dit klaar. En wat van daarheen? Nee, dit kan wag. Wat is daar nog? Eet goed. Ja, dit reg, maar ek sal dit later uitpak. Ek is nuuskierig, ek wil sien. Nee, Jan, nie nou nie. Ons kan later daarna. Maar kom as jy so geheimsinnig, ek wil mos maar net kyk. Dit is maar net goedjies wat ek op die plaas gemaak het. Asseblief, Jan. Regtig? Betty, my skat.
mamma gou regmaak om vir jou vir 'n wandeling te neem. Moet jy hom nou uitneem? Ek het nou net by die huis gekom. Het is so warm gedurende die dag. Daarom neem ek hom altyd laat in die middag uit. Hierdie namiddag wandelingkie van julle twee word so gereeld dat ek skaars kans kry om te sien. Maar dit is so bedompig hier en die varslug is goed vir hom. Daar's nêrens hier vir hom om te speel en hy het die hele dag in hierdie kamer ingehok. Dit is nie goed vir hom. Moenie nou weer daardie ingehok besigheid begin nie. Maar dis waar. Dit is nie so sleg vir jou nie. Jou werk neem jou uit in die oop lug en na mooi plase. Mooi plase. Dis al wat jy ooit aan dink. Plase, plase. Ek probeer my bes om nie daaraan te dink nie en jy hou aan om my te herinner. Maar my skat, jy sal dit nooit vergeet nie. Dit is in jou bloed net soos dit in myne is. En jy sal nooit gelukkig wees solank as jy dit probeer teenveg nie. Jan, ek het probeer om vir jou 'n goeie vrou te wees. Ek het hard gewerk vir jou en ek sal altyd hard werk vir jou, want ek het jou lief. En daarom wil ek jou gelukkig sien. Ek is heeltemal gelukkig. Nee, skat. Jy is nie. Jy probeer dit voorgee, maar ek weet, jy is nie. Wel, as ek nie is nie, is daar nie veel wat ons daaromtrent kan doen nie. My pa sou my nie wil terug hê nie. Ek voel seker hy sal. As jy net vir hom wil skrywe. Wat? En my voor hom gaan verkleineer? En hom die eer gee om te weet? Maar dink aan jou ma. Sy sal enigiets in die wêreld gee net om jou terug te hê. Dink aan jou eie seun. Dit sal baie gesonder vir hom daar wees. En vir ons. Die stad is nie goed vir ons nie. Ons hoort nie hier nie, Jan. Ons pas nie hier in nie. Ag, wat kan ek doen om jou te oortuig? Ek voel so hulpeloos. Dis reg, tante. So ja, nou moet tante rus. En binnekort is tante weer op die been. Dankie, dokter. Koos, so kan jy nie aanhou nie. As jy so aangaan, sal jou vrou nooit gesond word nie. Hoekom kry jy nie hulp op die plaas nie? Hoekom laat jy nie vir Betty en Jan hierheen kom nie? Hulle sal liewer hier wil wees as ergens anders. Jy het 'n goeie boer van hom gemaak, Koos. En binne 'n kits kan jy die plaas opbou. Ja, ja. Ek weet alles daarvan. Kom nou, Betty. Ruk jou nou reg, jong. Dis 'n besigheidsfunksie en ek wil baie graag hê jy moet daar wees. Mevrou Brand kan die kind oppas. Sy het mos al dikwels gedoen. Maar jy het so laat van die werk afgekom. Ek het gedink ons gaan nie meer nie. En buitendien, ek voel nie lus om vanaand uit te gaan nie. Wat my keer jou. Jy weet, jy's nie soos ander vrouens nie. Jy sit net heeldag by die huis en ek kan skaars deesdae vir jou kry om saam mee te gaan. Kyk hoe lyk jy. Jy weet, jy lyk jare ouer. As jy so aangaan, is jy 'n ou vrou voor jy weet waar jy is. Jan, ek weet jy's haastig, maar ek moet met jou praat. Dit sal nie lank neem nie. Maar my skat, ek het nie tyd nie.
Asseblief Jan, luister na my. Dis hieroor en ons moet daaroor praat. Wat is dit? Nog 'n brief van die huis af? Ja, Jan. Maar my skat, ek is al reeds laat. Maar Jan, Ons kan daaroor praat wanneer ek terugkom. Totsiens, skat. Jan. Dan moet ik nog hierdie ene vertellen. Een bijzonder deftige dame klopt aan die deur van haar intiemste vriendin. En zo'n opgeschoten dochtertje van omtrent 6 jaar maakt u die deur op. En ze zei, tante, mami is uit, maar kom binnen. Ik wil voor tante een kopje thee schenken, want ik wil bij je graag zien hoe drinkt tante. En uw vrouw zei toen, mijn kindje, hoe kom ik eens zien hoe drink ik? Ze zei, want tante, ik hoor altijd, mami zei, tante drinkt ze vis. En hij kijkt die drankjes zo en hij zegt, maar dat zijn niet een beetje klein voor zijn ouderdom. Jan, een hemelsnaam. Laat mij los. Jan, is jij mal? Wat wil jij maken als een voor jou lach? Je is te fijngevoelig. Ik denk je moet liever huis toe gaan. Ah, ga naar die duivel. Ik vrees vermaas. Dit is klaar met ons. Ik ga morgen jouw check omhalen. Goed, ik zal trap. Ik zal trap met plezier. Ik haat al jullie pronkerij. Ik haat al jullie stedelijke aanstellerigheid. Ik haat alles te doen met die stad. Ik ken jullie stedelijke zedes en gewoontes niet. Ik is maar net een boer. Maar ik sla een gat hier in geen van jullie wat voor mij lag. Jan, wat is gebeurd? Is je ziek? Ziek? Ik voel fijn. Ik heb nog nooit beter gevoeld. Jan! Huh? Zet en drank mijn geluk. Jij moet mijn geluk drinken. Zet nou jongens, zet nou daar en drink een drankje samen met mij.
Zo, ja. Ja, zo. Ja, zo. Zo, ja. Zo, nou, vat hem mee, je niet beet niet. Zo. Azina. Zo, gezondheid. Gezondheid. Zie je nou? Heb je jullie hier gemaakt, nee? Kom, nog een keer. Nog een kleintje. Ik is jammer voor jong Vermaas. Misschien was ik een beetje te haastig geweest. Ik zal morgen met hem praten. Hij drinkt gewoonlijk niet. Misschien was hij een beetje eenzaam. Heel waarschijnlijk. Gezondheid, kussie, oude kerel. Ik heb werkelijk jouw ma zo ver gekregen om drankjes aan wat mee te nemen. Ons, hoe jollificatie. Want niemand kan voor jouw pa lachen. Helemaal van de vooruit voor hem gelachen en heeft niks gedaan. Maar vanavond het hele gevoeterd. Ja, het gemoekerd. Jan. Ja. Hij heeft voor mij gelachen en ik het lopen als zwernoot gegeven. En nu vier ik mijn ontslag. Klinkt snaaks, hè? Ik vier mijn ontslag. Hou op. Ik zei hou op. Hou op of ik... Je hebt jouw werk verloren. Wat wordt nou van ons? Je zei alles voor jou gelacht. Alles voor jou gelacht. Als we ons nou kon zien, zou we alles doodlachen. Hou jou bek. Ja, ik zal mijn bek houden. En Koosje zal zijn bek houden. En ons zal allemaal vrek van die honger. Ik zeg jou, blijf stil. Er is nog iets wat je oor kan lachen. Hieroor kan je jou doodlachen. Het is van jouw huis af. Jouw moeder is gister begraven. Ik is jammer, Jan. Ik moest voor jou geluisterd. Ik wens ik het niet vanavond gegaan niet. En schat, omtrent mijn werk. Moet niet jou ontstel nie. Ik het ander werk, rechtig ik het. Er is ik al maanden om mij te krijgen. Jan, moet nie daar die ander werk neem nie. Daar is 'n wonderlike werk wat vir jou wag. Jy weet, dit was altyd jou moeder se grootste begeerte. Wie weet, haar laaste wens. Ja, ik weet. Ik heb het nog altijd geweet. Maar het heeft mijn ma de dood gekost om mij tot bezinning te brengen. Ja, ons zal teruggaan. Ons zal dadelijk teruggaan. Ons liet laat weer opbouwen tot wat het was. Kussie, ons gaan terug plaats toe. Terug naar jouw pa's geboortegrond toe. En jij gaat mij helpen om het weer op te bouwen aan die pronkplaats van die district. Jij zal daar bij je geniet, Kussie. Baie plek voor jou om te spelen. Jij zal het nooit wil verlaten om naar die stad toe te komen.
Kom, my skat. Ons moet pak. Ek dink ek moet liever eers aangaan. Dag, pa. Wat wil jy hier hê? Kom jy jou ook verlustig aan my teespoed? Nee, pa, ek het teruggekom om te help. Om te help die plaas weer opbou. Ek het gemeen dat na al die tyd pa gewillig sou wees om die verlede te vergeet. Ons het besluit om ons hier te kom vestig en daar sal nooit weer sprake wees van weggaan. Betty en ek voel saam oor die saak, pa, en as pa gewillig is. Toe ek jou nodig gehad het, toe het jy my in die steek gelaat. Nou. Toe, gaan sê dag vir jou oupa. Dag, oupa. Hy die plaas opbou. Hy lyk 'n mooi een.